So vanaand kuier ons oor die hoofstuk 2 in hierdie reeks van lof en aanbidding en die onderwerp vanaand is om God aanbid in gees en in waarheid. Natuurlik is Johannes 4 vers 23 en 24 ons kernteksgedeelte en die 7 opmerkings wat ek vanaand wil maak, 3 van hulle kom uit die begrip om God in gees te aanbid, die ander een om God in waarheid te aanbid, so 3 rondom gees, 3 rondom waarheid en 1 rondom aanbidding. So kom ons kyk hoe gou kan ons by al hierdie goed uitkom. Ek is opgewonde oor 'n redelike nuwe Afrikaanse vertaling wat gekom in 1923, die Contemporary Afrikaans Bible, CAB. En Johannes 4, 23 tot 24 lees so in daai vertaling. Maar die uur kom, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek sulkes om hom te aanbid. God is 'n gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Ons begin vanaand net met 'n paar woorde oor die waarheidsaspek van aanbidding. Ek dink meeste van julle het al gehoor dat in die Griekse Nuwe Testament is daar 2 woorde wat al 2 in ons Afrikaanse vertalings waarheid of waar vertaal word. Die een is die een wat Jesus dikwels gebruik wanneer hy sê waarlik, waarlik sê ek vir jou. Nou daai woord, die onderliggende woord vir hom is die woord amen, en ons gebruik nog daai in ons gebede, wanneer ons saam met iemand stem en ons sê amen, dan bedoel ons daarby, ons stem saam met jou dat dit wat jy gebid het, waar gaan wees of waar is of die waarheid is. Jesus het dit gereeld gebruik, maar hier in Johannes 4, wanneer hy sê ons moet God aanbid in gees en waarheid, dis nie die woord wat hy gebruik nie. Hy gebruik 'n ander woord. Die woord wat hy daar gebruik is die Griekse woord aletheia, wat 'n kombinasie van 2 begrippe is. Die negatiewe, dit is nie so nie, of dit bestaan nie, en dan lethia van lanthano, om toe te maak, om te bedek, om weg te steek. So aletheia is om nie weg te steek nie, om oop en bloot dit daar te stel, sodat jy daarmee kan werk. So wanneer Jesus praat van om God in gees en waarheid te aanbid, dis daai begrip waarmee hy besig is. En ek moet bely, ek het ongelukkig te veel Engelse woordeskat en te min Afrikaanse woordeskat van hierdie gesprekke. So die woord disclosure is die een wat ek verkies in Engels, en ek weet nie wat is daai in Afrikaans nie, want van die Afrikaanse woorde wat in hierdie trant beweeg, raak redelik negatief, nee. So wanneer ek praat van disclosure in Engels, wat is die Afrikaanse weergawe daarvan? Ontbloting is dalk een, en dan begin ons bietjie ongemaklik voel oor die ding. Dis nie noodwendig. Wanneer ons oor aanbidding dink, wil ons nie noodwendig in daai terme dink nie, nee. Want die Afrikaanse woorde het iets van 'n negatiewe konnotasie. Maar die Engelse woord disclosure het te doen met goed soos transparency, deursigtigheid, egtheid. Een van die Afrikaanse vertalings praat juis van egte aanbidders, nie ware aanbidders nie. So egtheid, authenticity in Engels, autentiekheid in Afrikaans. Mooi anglisisme daarin gerol, so van die kant af, nee. En in ons oggenddienste is ons ook besig om oor hierdie begrip min of meer te gesels, die begrip van integriteit, wanneer ons praat van living one, living, om te leef vanuit die feit dat ons geïntegreerd is, en ons leef dan uit die integriteit wat ons in Christus ontdek het, né? Van die ander ouderdomsgroepe sal praat van get real, real worship, genuine worship, real, get real, die hele ding van my true self, my best self, my new self. Dis die begrip waarvan Jesus nou hier praat, wanneer hy sê ons moet God in gees en in waarheid aanbid. Nou, wanneer ons kom by integrity en authenticity en daai klas van goed, daar's 'n paar ouens wat natuurlik voel, ja, okay, maar in die kerk nee, is bietjie anders as daar buite, want daar buite kan ek nie noodwendig met integriteit leef nie. Soos byvoorbeeld, op 'n maandagooggend as die wekker afgaan,
My baas laat my nie toe om met integriteit die week te begin nie, want ek wil bitter graag in die bed bly lê. Dis wie ek werklik is, in daai oomblik, né? Voel ek gaan nou skynheilig wees as ek opstaan. Want ek gaan nou iets doen wat ek nie lus het om te doen nie. Waar ek geen begeerte het om op te staan en werk toe te gaan, nou gaan ek dit moet doen. So ek kan nie met integriteit Julle lag vir my. Julle kom agter die denkfout waarmee ek besig is, nê? Ek is nie skynheilig as ek na die wekker luister en daarop reageer nie. Ek is verantwoordelik. Ek is volwasse genoeg om te besef, as ek nie nou hierop reageer nie, gaan ek nie net myself benadeel nie, maar as 'n klomp ander ouens wat nou ook benadeel gaan word, as ek nie met verantwoordelikheid optree nie. So that's living with integrity. Want jy het eintlik 'n besluit in die verlede gemaak, toe jy die kontrak teken waar jou baas vir jou aangestel het, jy het 'n besluit geneem, jy gaan opdaag op 'n maandagooggend. So maandagooggend, as jy nie lus het om op te staan nie, gryp jy terug na die besluit wat jy daai tyd geneem het, en jy leef met integriteit gegrond op 'n besluit wat jy in die verlede geneem het. Aanbidding werk ook so. Op 'n Sondag wanneer jy hier staan, die bokke het Saterdag verloor, dis die en dis daai en die ander, en jy het hitte nie die kerk gemaak nie, want die het skeef geloop, daai en in die kar het jou vrou met jou geraas, en nou staan jy hier en Roan sê, dis nou tyd om die Here te loof. En jy sê, ja, chom, met jy en jou vrou en jou baas en jou kerk, alles loop hankie-dorie. Jy weet nie, hoe gaan dit met my nie. En hier staan ek nou en jy verwag van my, om nou my hande op te steek en God te aanbid. Ek gaan skynheilig wees as ek dit nou gaan doen. Nee, jy gaan nie. Jy gaan verantwoordelik wees. Jy gaan teruggryp na 'n besluit wat jy jare teruggeneem het, toe jy gesê het, Jesus, ek volg vir u. U is my Here. En wanneer dit geleentheid is om u te aanbid, gaan ek die geleentheid benut. Of ek daarvoor lus het of nie, of ek daarna voel of nie, ek gaan in gees en in waarheid aanbid. Die ware ek gaan nou na vore kom. Nie die ek wat geïntimideer is deur my omstandighede nie. Die ware ek gaan nou God aanbid. Jy sien, God het gekies om homself te ontbloot, om homself te kom disclose in die persoon van Jesus Christus. Johannes 1:14 vertel ons daarvan dat God die woord vlees geword het en onder ons kom woon. Vers 18 vertel ons dat niemand het God ooit van tevore gesien nie, maar Jesus, die Seun van God, het God aan ons kom openbaar. So as ons enigiets van God wil weet, kyk ons net na Jesus en ons ontdek, is dit wie God is? Is dit hoe God is? Ek meen Johannes 14, né? Die ander plek waar Jesus die woord aletheia van waarheid praat, wanneer hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, hy gebruik die woord aletheia, nie amen daar nie. Dan sê hy vir Thomas, wat vir hom sê, wys ons die Vader en dan sal ons tevrede wees. Hy sê, Thomas, is ek al so lank saam met jou, jy nou nog nie die connection gemaak, dat as jy my gesien het, het jy die Vader gesien? Christus is aan ons geopenbaar. God het homself in Christus aan ons kom tentoonstel. God is not hiding from us. God has chosen to fully reveal himself in Christ. In Christus sien ek die volheid van wat God in gedagte gehad het met homself. En nou, as ons God waarlik in waarheid moet aanbid, dink net so bietjie aan die aard van wie God is. En hier moet ek nou ongelukkig Engels toe gaan, vergewe my, is daar van julle wat sukkel om Engels te volg? Nee, gelukkig nie, alright, of jy is te skaam, of jy is alright met Engels, en ek aanvaar jy is alright met Engels.
Volg net die logika. If God is truly God, then God must be the most delightful being in all of reality. Daar kan nie iets beter, iets mooier, iets groter, iets heerliker as God wees nie. Okay? So if God is truly God, then, and if God is truly good, God would want everybody to encounter His goodness. Want dit is tot ons voordeel om die goedheid van God mee te werk. When God reveals His goodness to us, it changes our lives. Worship is God's way, and hier sê ek nou by slide 4. Worship is God's way of inviting us into His presence so that we can enjoy Him. It's an invitation to delight in the truth of His being. Yeah, it's a must. Worship is a must, but it's not that kind of a must. Ja, 'n jong man kom vra vir my, hoorie, hoe gereeld moet ek my vrou soen? Vra, dude, rarig? Dink jy daar's wette hieroor? As Jesus praat van vergifnis 70x7, dalk die teenoorgestelde, die bewys van liefde 70x7, dalk sal dit 'n goeie aanduiding wees van hoe gereeld moet ek my vrou. Maar die vraag is nie, moet ek my vrou soen? Ja, dis 'n moet, maar dis nie daai tipe moet nie. Dis 'n ander tipe moet. As jy dit nie doen nie, dan is daar fout met die verhouding. So die feit dat jy God aanbid is 'n aanduiding dat die verhouding gesond is. As jy nie God aanbid nie, as dit 'n moet is en nou, nee wat, ek gaan nie sommer opgesweep raak en emosioneel, nee wat, ek gaan, ja, now I'm going to be a man of integrity, I'm not going to worship because I don't feel like it. Daar's 'n aanduiding dat iets nie lekker is in jou verhouding met die Here nie. When we worship, we engage with the God who has unveiled Himself. Now, luister hierna, I'm on to slide 5 now. There's a very real sense in which we can say that God demands or deserves our praise. Now, this is in fact where the English word worship comes from. Worship is about acknowledging His worthship. Praise is evidence that I'm awake, that I'm aware, that I'm alive, I'm well, I'm noticing His worth. Next one, when I express praise in response to a revelation of who He is or what He has done, it's actually an indicator that I am operating in accordance with my design. It really has nothing to do with how worthy I feel or how well I can express myself. It's an indicator that I'm not busy suppressing the truth. Ek love hierdie stelling van C.S. Lewis wat sê op die volgende slide, praise is inner health made audible. Praise is inner health made audible. Mense wat sukkel om God te aanbid, people who struggle to praise God, iets sê vir my, hulle is nie gesond nie. Daar's fout aan die binnekant. Laaste comment oor waarheid, en dit gaan oor kommunikasie. Meeste van ons is bewus van die verskillende vlakke van kommunikasie, en ek wil graag vir jou daai so diagram wys daar. Meeste kommunikasie begin met die oppervlakte, die clichés, die hallo, hoe gaan dit, lekker en jy, dankie, nee, mooi man. En wat het ons vir mekaar gesê? Niks. Al wat ons gedoen het, ons het erken, ek sien jou raak, ek is ook hier. Is dit? En dan, volgende vlak is gewoonlik die feite. Jene, maar dit is warm vandag, nee? So waar. Ja, 38 grade sê hulle, nee nooit. Jy wil nooit tent wees. As het so warm is, nee. Okay, so die feite, ons deel met mekaar die goed waarvan ons bewus is.
Ek dink ons mans is redelik okay met die feite, en dan gaan ons na die volgende vlak toe, die opinies. Weet jy wat dink ek? Ek dink as daai ouens net so 'n bietjie verder gedink het toe hulle hierdie ding opgesit het, sou hulle die en daai en die ander. Nou kom ons met opinies. Ons dink, ons vermoed, dit sou dalk beter gewees het as en dan die vlak waar mans nie baie gemaklik is nie, behalwe as dit oor rugby gaan, om sport gaan, jy weet, dan is hulle baie gemaklik met die emosies, né? Ja nee, jy kry hom nie stil as sy span aan die wenkant is nie, nee, jy kry hom, bedaar boetie, bedaar liefie, nee, ek kan nie, my span is weer om te ven, ja, jy kry hom nie, in die kerk, hoorie, jy wil nie dalk jou stem verhef nie, nee, oké, twee verskillende omgewings, selfe mens, alright, cool. So, die emosies, daar is ons glad nie op ons gemak as mans, maar ek dink, daar is vrouens baie gemaklik, en ek dink meeste van ons frustrasie lê daarin, dat vrouens verwag van mans om gemaklik te wees met emosionele kommunikasie, maar hulle is nie. En mans voel die hele tyd gekonner en gedruk en gedwing om emosioneel te nou moet kommunikeer, maar hulle het nie lus nie. So daai spanning dink ek sal elke huwelikspaar beleef. Paas van tienerdogters. Daai is die seisoen, nee, waar jy as pa gerek word. Maar ja, die onderste vlak op die diepste vlak, soos jy sien, dis daai disclosure deel van, hier's ek, dis wie ek is. Die waarheid van wie ek is tot jou beskikking. Sien my vir wie ek werklik is. Jy sien, wanneer ons verby die clichés van worship gaan, intentioneel kies om nie net die woorde op die skerm te sing nie, maar om net die feite van wat God sê en gedoen het, maar ook die opinie van, so wat is die implikasie hiervan? Wat moet ek hiervan maak? En dan ook die emosie van die ervaring van, omdat God dit vir my gedoen het, dit laat my so voel, na die plek toe waar ek letterlik uit die diepste van my wese, iemand anders se woordeskat nou my eie maak, en met God gesels. Daai is wanneer ons in ware aanbidding dan inskuif. Disclosure, connecting at the place where our faces are unveiled, waar ek nie skroom om eerlik en oop voor hom te wees. Dan sê 2 Korintiërs 3:18, as ons daar kom, word ons verander. Ons word bevoordeel deur met hom te engage. Ek het nie 'n horlosie by my nie. Ek weet nie of ek dankbaar of bang moet wees daaroor nie. Maar nou gaan ons bietjie ratte skuif en ons gaan nou inskuif in die geesdimensie aspek van aanbidding. In die Nuwe Testament natuurlik, en heel moontlik is verlede week melding daarvan gemaak, dat daar's 2 konsepte wat in ons Engels of Afrikaans vertaal word as tyd, time. Een van hulle is Kronos en die ander een is Kairos. Natuurlik word, wanneer ons by mekaar kom om die Here te aanbid, ons begin op 'n spesifieke tyd, né? Dis Kronos. Maar die tyd wat ons in sy teenwoordigheid geniet, kan nie gemeet word in minute nie. Want die ervaring van dit waarmee ons besig is, it supersedes, it surpasses time. Beyond the parameters of time and space, dieper as net die geleentheid. Dis waarvan Jesus praat wanneer hy sê, die wat God aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Gees, die vlak van gees tot gees kommunikasie, en in die atmosfeer van dit wat in die hemel gebeur. God is gees. Let's go to slide 10. God is gees. Nou ek besef, in die Contemporary Afrikaans Bible het hulle gesê, God is 'n gees. Taalkundig 100%, dis 'n korrekte taalkundige vertaling. Maar teologies het ek 'n probleem daarmee. God is gees, maar God is nie 'n gees nie. God is nie een van 'n verskeidenheid van wesens
En hy is toevallig die geestipe van hierdie wesens. God is in geen, jy kan nie God in 'n kategorie plaas nie. Ek onthou een van die kerkleiers jare terug, toe hy op 'n konferensie gevra is om te praat van God in perspektief, van ons kultuur en ons besige lewe en die druk van die lewe, God in perspektief, hoe vat ek God na my werk toe ensovoorts. Hy begin deur te sê, julle het vir my 'n onmoontlike taak gegee. Julle het my gevra om te praat oor God in perspektief. Ek kan nie, want God is die konteks waarbinne alles gebeur. Hy kan nooit in perspektief gesien word. Alles moet in die perspektief van wie hy is gesien word. Wie hy is en waarmee hy besig is, dis die perspektief wat jy nodig het om sin te maak uit jou werk, jou finansies, jou huwelik ensovoorts. Dit begin by wie hy is. God is gees. Dalk moet ek so toe gaan. Julle onthou Exodus 3, nee, Moses, die braambos. Moses sien, hier's 'n bos wat brand. Nou, bosse wat brand is nie vir hom 'n vreemde ervaring nie. Hy sien daai op 'n redelike gereelde basis. Maar hier sien hy 'n bos wat anders brand. Nou kom hy nader om te sien, want hy sien, hierdie bos word meer bos as wat hy bos gewoond is. Omdat, nou, alright, ek besef in Afrikaans, om bos te gaan, dis 'n ander ding. Hierdie bos is besig om bos te gaan. Hierdie bos is besig om meer bos te wees as wat bos ooit was. Omdat die skepper van bos gekies het om binne bos homself te kom huisves. En die skepper van bos het bos meer bos gemaak as wat bos ooit in sy lewe was. Okay, I hope that makes sense. Want vir my sin gemaak. Jy sien, wanneer die skepper van die bos binne in die bos kom sit, gee hy lewe aan daai ding wat daai ding nie van self gehad het nie. Hy kry 'n lewe meer as wat hy is. He becomes more than just, meer as net 'n bos. Dis wat Moses aangegryp het. Toe kom hy nader, toe begin die Here met hom praat. En julle ken die storie, né? Toe Moses nou met die hele volk daar opdaag op Sinai en die Here se teenwoordigheid is daar, die volk is so bang, hulle sê ons kan nie naby nie. Moses, gaan jy? En Moses sê nee. Jy wil naby aan hierdie wese wees, want hierdie wese gaan wie jy is, meer jy maak as wat jy ooit kon gewees het. Sy inwonende teenwoordigheid maak jou wie jy werklik is. Vir party van ons is dit moeilik om te verstaan, maar een van die lekkerste vergelykings wat ek ooit gesien het, is die handskoen vergelyking. 'n Handskoen is iets wat selfstandig is. Hy bestaan op sy eie. Hy het niks meer nodig om 'n handskoen te wees nie as wat hy 'n handskoen is. So, die probleem is net, 'n handskoen is gemaak vir 'n spesifieke doel. Hy's gemaak om 'n hand te huisves. Sonder die hand in hom bly hy maar handskoen, maar wanneer die hand in hom inskuif, skielik word hy in staat gestel om goed te doen wat hy nooit sonder die hand ooit sou kon doen nie. Die Skepper wil in jou kom woon, sodat die jy wat jy is meer kan wees en doen as wat jy ooit van gedroom het. Wanneer jy God aanbid, God is gees. En wanneer jy jou oopstel vir sy teenwoordigheid en hom toelaat om homself in jou te kom stand neem, raai wat gebeur dan? Onthou ek het vir jou gesê, God is the most delightful being in all of existence. If you were God, then I can guarantee you that nothing less than God would delight you. If you are God, you are used to God,
Anything less than God is not God enough. It's not good enough to truly delight you. Ouers, die van julle wat klein babietjies het of toddlers het wat nou begin loop, wat nou opstaan en trundle en toddle en val en rol. Wat maak jou opgewonde oor daai wese? Die moeite? Nee. Jy is okay met die moeite, want jy weet, daar's hierdie wese. Daar's iets van jou in hierdie wese. Hierdie wese sê iets van wie jy is. Dis wat jou opgewonde maak oor hierdie wese. En jy's bereid om jou lewe vir hierdie wese af te lê, terwille van sy voordeel, haar voordeel. Dis hoe God oor jou voel. Hy het jou geskep na sy beeld, en sy beeld in jou maak hom verskriklik opgewonde, en maak dat hy graag met jou wil engage. Sy teenwoordigheid in jou. Roep uit in aanbidding. The Holy Spirit in you delights in the Christ who has given his life for you, delights in the love of the Father that the Father has for you, and the Holy Spirit in you is inspiring you like the hand in the glove to worship God. Jy is hiervoor gemaak. Hy bring die ware aanbidder na vore in jou. Kom ons kyk dan verder na slide 11 to when I worship in spirit and truth, I can employ my spirit's own love language in expressing my adoration of him in ways that everyday words just can't. En daai kry ons 1 Korintiërs 14 vers 2, vers 14, vers 15, wanneer hy praat van, wanneer ek in 'n taal bid, wanneer my gees bid, is my verstand onvrugbaar. Met ander woorde, my verstand kom nie in die pad nie van my gesprek met God nie. Ek voel nooit ek het te min woorde nie, want ek gebruik nie bekende woorde nie. Ek gebruik die woordeskat, die liefdestaal van my gees, wat met God se gees in gesprek is. Laastens, die ervaringskant dan van aanbidding. Kom ons gaan na slide 12. Aanbidding is iets wat jy regtig moet ervaar. Ek weet daar's baie teorieë en ek het vanaand 'n klomp goed gedeel wat rondom aanbidding gegaan het, maar as jy wil groei as 'n aanbidder, dan moet jy moet dit doen. As jy 'n goeie man wil wees vir jou vrou, dan moet jy maar oefen hoe om man te wees vir jou vrou. En ja, dit vat oefening. Dit vir party ons voel, ja, dit kom so natuurlik. Ja, great, dis die liefde wat jou laat voel, dit kom natuurlik, maar daar kom daar wanneer jy voel, dis nou 'n bietjie moeite om my vrou lief te hê. Want sy is nie die liefdevolle dingetjie waarmee ek getrou het nie. Nou is dit 'n bietjie moeite. Nou is dit daai dae wat jy moet oefen om haar lief te hê, omdat jy daai tyd voor die kansel gesê het, yes, ek beloof, ek gaan jou lief hê. And now push has come to shove. This is where the rubber hits the tire. Het ek hierdie teer getref, nou moet ek liefde bewys. En jy word beter en beter daarmee, hoe meer jy dit beoefen. En dis soos wat aanbidding werk. Hoe meer jy dit doen, hoe makliker word dit. Dit word tweede natuur. Eintlik is dit eerste natuur. En dit word natuurlik om God te aanbid. Jy het nie eens 'n band nodig nie. Partykeer het jy net jy en die Here op 'n stil plek. Dis al wat jy nodig het. Jy oefen om hom te aanbid. You grow as a worshipper. Soos wat jy proe aan die verskillende aspekte van wie God is en hoe hy homself aan jou wil openbaar. Jy besef dit nie, maar jou gees het ook, soos jou liggaam, die vermoë om te ervaar. Dit het nooit dood gegaan na Adam besluit het om van die vrug te eet nie.
En hier moet ek nou ongelukkig net vir 'n oomblik stil staan. As ons as mens die vermoë verloor het om God te ervaar na die sondeval, verduidelik dan vir my Genesis 3 vers 8, onmiddellik na die sondeval hoor hulle die klank of die stem of die teenwoordigheid van God in die tuin. Hoe's dit moontlik om bewus te wees van God se teenwoordigheid nadat jy gesondig het? Want as jy gesondig het, dan het jy mos die vermoë om God te ervaar verloor. Nee, nie waar nie. Lees 1 hoofstuk verder, Genesis hoofstuk 4, Kain en Abel. Kain is besig om planne te beraam om sy broer dood te maak. En hy hoor die Here se stem. Hy hoor hoe dat die Here met hom praat en vir hom vra, Boeta, waaroor gaan hierdie dik lip nou? Waaroor is jy so opgetrek? En dan stry hy met die Here en sê, ek is nikkerig oor my offer, nie aanvaar is nie. En die Here praat met hom terug en sê, o so, nou, as jy die regte ding gedoen het, sou jy nie nou op die plek gewees het waar jy nou is nie. Moenie my kwaadlik neem vir jou keuses nie. Ten spyte van die Here se waarskuwing, Tjoma, as jy met hierdie pad gaan verder afgaan, hier lê chaos voor. Jy het nou 'n geleentheid om hierdie ding te bestuur, in te trek en te sorg dat dit nie skeef loop nie. Wat doen hy? Hy gaan nie vir die Here luister nie. Hy gaan doen wat hy lus het. Nadat hy sy broer doodgemaak het, praat die Here met hom, sê, Boeta, waar's jou broer? So as jy 'n sondaar is en jy het nie die vermoë om God te hoor nie, hoe kom jy ooit tot bekering? Hoe kan die Here ooit vir jou van sy liefde vertel en jy dit kan hoor, beleef, ervaar en daarop reageer? Jou gees het die vermoë, soos wat jou liggaam het, om God se stem, God se teenwoordigheid, God se inspraak te beleef. Jy moet net gewoond raak daaraan. Jy moet jou net inoefen om gehoorsaam te wees daaraan. Practice worship. Psalm 34 vers 8 is waar ons nou naartoe gaan. En ons gaan hiermee afsluit. Taste and see that the Lord is good. Dis 'n uitnodiging. Jy word genooi om te kom proe hoe goed is die Here. Partykeer proe die Here anders as wat ons verwag. Partykeer is die smaak van waarmee hy nou besig is en wat hy nou sê, glad nie vir my lekker nie. Maar as ek gewoond raak, hierdie is die Here, raai wat gebeur, ek begin soek na daai smaak. Wat ons gedoen het vanaand, net om dit te illustreer, en net om jou daai hupstootjie te gee in, alright, kom ons vat 'n stappie verder, net te illustreer, ons het popcorn hierso, van hulle is gegeur, van hulle is soet, van hulle is nie soet nie, spicy. So as jy, ek gaan nie vir jou sê watter is watter nie, ek gaan jou nooi vanaand, om hier in die pad af te kom, en stukkie vir stukkie vir jou, 'n stukkie popcorn te vat, en dan te gaan sit, en een na die ander net te proe, en toelaat dat die Here iets van homself deur daai ervaring met jou kom deel. Okay? Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Wat ons ook gedoen het, is by daai 2 pilare daar agter en in die middel van die auditorium, het ons 3 waaiers neergesit, wat hopelik nog steeds swivel. En daar's 3 stoele daar, so as enkellopende, jy kan daar gaan sit by een van die stoele, en laat net toe dat die wind van die Here se, die atmosfeer van die hemele, net oor jou kom waai. Let it remind you that your spirit needs the breath of God, the moving of God's presence. Your spirit needs to experience that. So go and sit there for a few moments, just close your eyes, there will be music in the background, jy kan iets beleef van, dat hy jou herinner aan sy
soet, lewegewende asem wat oor jou waai. Hier's nou in die middel het ons nou 'n waier gesit wat nie swivel nie, en daar's 2 stoele daar, en dalk kan julle as 'n koppel gaan sit, man en vrou, net sê, Here, waai oor ons. Just breathe on us. Remind us of your presence, your word, your spirit. So we're going to start playing music in the background now, and I'm going to just land with a word of prayer, and I'm going to release you then to go and do what you need to do. And after a few minutes, when Ruan feels, okay, we've kept you for long enough, he's going to pull the band back up on stage, and we're going to land with a great song of declaration together of who Jesus is and our worship. So I'm going to invite you, kom ons buig net ons hoofde. Here, dankie dat U die een is wat ons lewe gee. Dankie vir U lewegewende woord, U lewegewende asem. Dankie vir U krag in ons binneste. Dankie dat U ons vat na nuwe ervarings van wat dit beteken om in gees en waarheid te aanbid. Dankie Here dat U ons nooi om gewoon te raak aan U teenwoordigheid. Here, mag ons verslaaf raak daaraan. Mag dit ontwrigtend wees vir ons om nie U teenwoordigheid in ons lewens te geniet nie. Dankie vir U liefde oor ons. Ons reageer graag daarop.